Goeiemôre. Sondag 28 Maart 2021. Welkom by vanoggend se diens. Dis vandag Palmsondag. En ons dink vandag terug aan daardie dag toe Jesus Jerusalem op 'n donkie binnegekom het. Dit was die begin van sy laaste week hier op aarde. En ons tema vir vanoggend se diens is tweegesig jakkals. Maar kom ons word net vir 'n oomblik stil en dan word ons bewus van die Here se teenwoordigheid by ons. En die skare het geskree, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. Gemeente, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou saam uit Gesang 176, Halleluja, U is koning. Ken jy iemand wat 'n tweegesig is? Of 'n tweegat jakkals? Wat 'n tweegat jakkals is? Ja man, jy ken so iemand. Ons almal ken mense wat tweegesigte is of tweegat jakkalse is. En wat is 'n tweegesig? Kom ons sê net gou weer vir mekaar, wat is dit? 'n tweegesig of 'n tweegesig jakkals is iemand wat nou so is, en het nou, wanneer jy nie by is nie, dan is hy 'n ander persoon, dan is hy 'n ander ou. Is jy 'n tweegesig? Is jy 'n tweegat jakkals? In die gedeelte wat ons vandag gaan saam lees, gaan ons lees van mense wat tweegesigte is. Ons gaan vanoggend saam lees uit Lukas 19. Ons gaan daarvan lees vers 28 tot en met vers 38. Lukas 19, vers 28 tot en met vers 38. Maar voor ons lees, kom ons bid saam. Here, open U woord. Laat ons U raak hoor vanoggend. Wek U die Gees in ons harte. Amen. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom, teen die Olyfberg, stuur hy 2 van sy disippels vooruit met die opdrag: gaan na die dorpie toe daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry,
wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra, waarom maak julle hom los? Met julle antwoord, die Here het hom nodig. Die twee wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het. En terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle, waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigend volgelinge God uit volle bors geprys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hoogste hemel en eer aan God in die hoogste hemel. Tot sover die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat dit hoor en dit bewaar en navolgens lewe. Kom ons gaan net vir 'n oomblik terug in tyd. Die wêreld van daardie tyd was maar 'n harde wêreld gewees. Mense het swaar gekry. Hier onder die Romeinse oorheersing het dit regtig rof met die mense gegaan. Nou mense se harte het dit gegaan oor oorlewing. En as Jesus sy opwagting maak en hy maak mense gesond en hy doen wonders, dan kom die vraag, is hy nie dalk nie? Ja, wag. Is hy nie die een wat ons kom red nie? Is hy nie dalk die Messias nie? En as Jesus die stad binnekom, ja, vraag is waar. Dis wat die profeet Sagaria voorspel het. Sagaria 9, hy het gesê die Messias gaan kom, en hy gaan op 'n donkie die stad binnekom. En daarom dan, dat hulle klere gooi vir hom neer. Men, dis wat 'n mens moes doen. En daardie tyd het jy dit gedoen uit respek vir die persoon. So was die palmtakke, mense? Gooi dit vir hom neer. Kom ons bewys hom eer. Kom ons erken, hy is die koning. Hosanna skree hulle. Hosanna. Met ander woorde, maak sy naam groot, prys hom. Hy is die Here wat red, hy is die koning. En tussen hierdie mense wat takke gewaai het en Hosanna het, was daar 'n ou wat sy klere 'n bietjie streng was. Was 'n vrou wat 'n bietjie vuilerig was, mooi hare, maar vuilerig. En hy was ook so 'n ouerige man gewees. Kan sien hierdie homie, hy het al die oue van die lewe gevat. Kom ons lees wat in Lukas 23 gebeur. Daarna het Pilatus die priesterhoofde, die lede van die Joodse raad en die volk bymekaar geroep en vir hulle gesê: "Julle het hierdie man voor my gebring as 'n opruier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek. En ek het in hierdie man geen grond gevind vir die aanklag wat julle teen hom ingebring het nie. Herodes het ook nie, want hy het hom na my toe gestuur. Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie. Ek sal hom dus laat geesel en dan loslaat. Maar soos een man het hulle geskree, weg met hom, laat Barabbas vir ons los. Barabbas was in die tronk oor opstand in die stad en oor moord. Omdat Pilatus vir Jesus wil loslaat, het hy weer met hulle gepraat
maar hulle het aanhoudend uitgeroep, kruisig, kruisig hom. Toe mense sien, Jesus voldoen nie aan hulle verwagtinge nie, kruisig hom. Mense soek 'n wenner. Hulle soek iets om aan vas te hou. En as Jesus daar staan, dan staan hy as 'n verloder. En verloor impliseer gevaar. Ja, mense, dit gaan oor oorlewing. Daarom, as hy nie die een is nie, dan gaan hy my lewe in gevaar stel. Daarom kruisig hom. Sulke twee gat jakkalse, hè? Dis hulle wat nou net gehosanna het, en nou skree hulle, kruisig hom. En tussen die wat daar gestaan het, en geskree het, kruisig hom, kan julle glo. Wie staan daar tussen hulle? Die ou met die stikkende klere. Vrou wat so bietjie veilerig is met die mooi hare. Die ouerige oomie met die hoë van die lewe gevat het. En vanoggend, as ek kyk, dan sien ek hom. Dan sien ek haar. Hy tannie met die stikkende klere. Hy ou oomie wat die ouwe gevat het. Ek sien hulle. Ek sien hulle. Luister na die preek. Is dit jy? Die lewe is hard, hoor. Dit gaan oor oorlewing. Dis die realiteit van die lewe. Sondag sit ek hier en ek sing Hosanna. Maar môre betrek die regte wêreld. En in die regte wêreld is hy die antwoord. Nee, ek dink nie so nie. Kruisig hom. Ek het iets anders nodig om my te help. Twee gat jakkals. Dis wat ek is. Ek is tussen hierdie prys die Here. En net nou, dan gaan ek aan met die regte wêreld. En dan sê ek, hy is nie die antwoord nie. Kom ek vra vir jou, wat van Jesus het jy saamgevat die afgelope week in jou lewe? Wat het jy saamgevat? Palm Sondag word 'n mens weer in jou hart gekonfronteer met die koning wat Jerusalem. Nee. Die koning wat jou hart binne gekom het. Is hy die koning net vir vandag, net vir vanoggend? Erken ek hom as die koning as ek net nou uitgaan? As ek daar by die sparres of by die checkers is? Met Lima's, ek bevind my baie mal tussen Hosanna en kruisig hom. En waar ek hierdie twee gat jakkals lewe lei, kom sê die Here vir my, ek het my eens soos 'n verloder laat behandel, om 'n wenner te wees. Ek is jou koning, ondanks die feit van jou twee gatheid. Ek het in jou lewe ingekom, in jou hart ingekom, al weet ek jy's 'n twee gat jakkals. Soos die Here vir my sê, ek kies jou. En ek is besig om jou hart te werk, sodat jy elke dag meer en meer my as jou koning sal erken. Amen. Liefdes, kom ons bid saam. Dankie Here dat jy wat die grote God is, dat jy nooit klaar is met ons nie. Hierdie twee gat jakkals wat vandag hier voor u sit. Here, ek leef tussen Hosanna en kruisig hom. Ek lewe tussen, ek loof en prys u vandag. Net nou. Dan vergeet ek van u, Here. Dankie Here dat u nie van my vergeet nie.
Dankie dat U eens aan die kruis gehang het. Vir my vergeetachtigheid. Vir my tweegesig. Jakkalsheid. Hemelse Vader, help ons en werk U hierdie Gees in ons harte. En besonder Here in hierdie week. Hierdie week waar ons terugdink aan die pad na Golgotha. Here, laat hierdie kruisiging eg wees vir ons. En die opstanding, laat dit nie eg wees vir ons. Hemelse Vader, ons bid vir 'n wêreld wat stikkend is, 'n wêreld wat rou, 'n wêreld vol seer. Verhoor U tog net gebede, Here. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dus kom ons bely saam ons geloof in die drie-enige God. Kom ons bely saam ons geloof in die drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Die Here is voor julle, om die pad vir julle gelyk te maak. Die Here is langs julle, om julle in sy arms toe te vou. Die Here is agter julle om die aanvalle van die vyand af te slaan. Die Here is onder julle, om julle te dra as julle mag val. Die Here is rondom julle, om julle te beskerm. Die Here is bokant julle, om julle te seën. Die Here is binne julle, om julle te lei na sy wil. So seën die drie-enige God julle, van nou af tot in ewigheid. Amen. Dankie dat jy saam geluister het. Kom ons gaan wees minder tweegesigte. Dan broers en susters, ons Paasnagmaal vind plaas op donderdag 1 April, en dis om 6:30 die aand. So almal van julle word uitgenooi om saam te kom deel ons nagmaal. Daar sal ook 'n virtuele nagmaal uitgestuur word vir die wat nie die diens wil kom bywoon nie. Dan opstandingssondag sal die diens om 6:00 die oggend plaasvind. En dan nooi ons u ook uit na ons gemeentevergadering wat plaasvind op Sondag 18 April. Tydens die vergadering sal ons 'n bietjie met mekaar gesels oor 'n bedieningsstrategie vir die gemeente vorentoe. Ons sal in die komende week ook meer inligting vir u uitstuur oor dit wat bespreek gaan word by die vergadering. Mag die Here u seën in die week wat voorlê.